Goeiedag, vandag se woordspieloordenkings uit die Nuwe Testament kom uit Handelinge hoofstuk 9. My tema is gehoorsaam en ek lees vir jou Handelinge 9 vanaf vers 10 tot 17. Daar was 'n gelowige in Damaskus met die naam Ananias. Die Here het hom in 'n gesig geroep. Ananias, ja Here, het hy geantwoord. Daarop sê die Here vir hom: gaan nou na Reguitstraat toe, na Judas se huis. Vra daar na Saulus van Tarsus, want kyk, hy is besig om te bid. Ek het hom in 'n gesig laat sien dat 'n man met die naam Ananias inkom en sy hande op hom sit sodat hy weer kan sien. Maar Ananias het geantwoord: Here, ek het al by baie mense van hierdie man gehoor, watter kwaad hy die gelowiges in Jerusalem aangedoen het, en ons hoor hy het 'n mandaat van die priesterhoofde om al die gelowiges hier in Damaskus te arresteer. Die Here het egter vir hom gesê: gaan doen wat ek sê, want ek het Saulus as my instrument uitgekies, om my boodskap uit te dra na volke en konings en ook aan die volk Israel. Ek sal inderdaad self vir hom wys hoeveel hy vir my moet ly. Ananias het toe vertrek en in daardie huis ingegaan. Hy het sy hande op Saulus gesit en gesê: broer Saul, die Here het my gestuur, Jesus wat aan jou verskyn het op pad hierheen. Hy het my gestuur sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. Nou hier is 'n man met die naam Ananias in Damaskus, 'n volgeling van Jesus, en eendag terwyl hy seker besig is om te bid, ervaar hy die Heilige Gees vir hom sê om na 'n sekere adres toe te gaan waar hy vir Saul van Tarsus sal kry. Daar moet hy vir Saul bid vir die doping in die Heilige Gees. En onmiddellik besef Ananias wie hierdie Saul is. Hy vra vir God: hoe is dit moontlik? Hoor hy nou reg? Dit is gevaarlik. Sê nou net Saul maak hom dood. Tog gehoorsaam Ananias en hy speel sy rol in die omkeer van Saul se lewe. Wat sou gebeur het as Ananias nie gegaan het nie? Ek dink God sou iemand anders gestuur het en Ananias sou uitgemis het vir wat God vir hom in stoor gehad het as deel van sy plan. Mag ek gehoorsaam wees as God my vra om iets te doen. Al klink dit gevaarlik, al klink dit belaglik. Ek moet gehoorsaam omdat ek Jesus ken en vertrou. Ek wil gehoorsaam wees sodat ek nie uitmis dit wat God vir my instoor het as deel van sy plan nie, en ook nie uitmis op ewige belonings wat daarmee gepaard sal gaan nie. Gehoorsaamheid bly die sleutel in ons verhouding met God. Kom ons bid saam. Heilige Gees, U ken my en U gebruik my, en ek wil sê U kan met my praat. Ek wil gehoorsaam. Ek luister. Ek wil nie uitmis nie. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Die Here seën jou tot volgende keer.